Hallo julle en welkom hier by ons eerste episode van Beesdam Podcast. Ons het vandag vir Jooste en vir Wilmarie hierso. Jooste en Wilmarie, hoe gaan dit? Goed en met jou? Nee, rustig. Alles mooi. Vandag vind ons 'n bietjie uit meer waaroor Beesdam gaan, waar Beesdam begin het, al die inspirasies, die ops en die af. Sê vir my 'n bietjie die ontstaan van Beesdam. Wat het jou geïnspireer om Beesdam te begin? En hoe het die idee ontstaan? Wat is jou eerste stap gewees? Okay, so dis eintlik 'n baie lang storie, maar ons kan dit kort maak. Okay. Ons het tyd. Ja. Okay, so in my matriekjaar het my pa vir my 'n bakkie gekoop en ek het net materiaal seats gehad, niks leer seats nie. En toe het ek besluit, okay, maar ek kort seat covers vir dit en ek het toe 'n paar onderskeidings in matriek gekry. En as jy gaan swat, dan betaal hulle vir jou 'n paar rand uit. Ek dink om presies te wees is dit 11.000 of 15.000, iets in daai lyn. En toe was daar nou geld eenkant gesit vir die seat covers, maar ek het 'n snaakse ding in my gehad. Ek wou altyd iets anders te doen as wat die ander mense doen. En ek het toe so op die sideline net vir die half kan ek sê, ek weet snaaksigheid, het ek mampoer gestook. En die dag toe sit ek op die plaas, by ouma se plaas sit ek en ons stook toe nou die mampoer. En dis toe 'n flop, dis nie so maklik om mampoer te stook soos Ek kan dit glo. soos dit klink nie. Maar daar is toe nou sê ek werkers wat toe nou nee, daar was geen geleentheid nie. Ons het glad nie die goed verkoop of enigiets nie, fingers crossed. Okay. Ons het die goed toe nou gemaak en daar's toe 'n klomp werkers wat toe nou versamel rondom ons. En ons het regtig in 'n sirkel gesit en die vuur in die middel, daai hele vibe, en een van die werkers sê vir my, hoor hierso maar, hy soek werk. En ek soos, ek is 'n student, wat se werk wil jy by my hê? En hy is soos, nee maar, hy doen stoffeerwerk. Ek sê, ja, ek het nie banke om oor te trek nie, sorry bra. En hy sê toe vir my, maar is daar nie iets anders dan nie, hulle doen alles, hulle kan enigiets doen. En ek sê, okay, dit klink goed, ek wil eintlik 'n stel seat covers hê, het al seat covers gemaak. En hy sê, ja, hy het al baie stel seat covers gemaak. Ek sê, maar okay, hoe gaan ons nou te werk? Hy sê toe nee, hy wil R1,000 hê vir die arbeid op die stel. En ek sniffel toe online, want ek het toe 'n idee wat ek in my kop wil hê. Dit is baie snaaks storie. Ons het ek gaan toe by al die stofferingsplekke om nou te soek vir die spesifieke materiaal wat ek nou in my kop het, wat nou sê soos die kompetisie in die mark se materiaal lyk. Ons het toe, ek kom by 'n oom in, stap in sy winkel in, sê hoor hierso oom, ek soek 'n materiaal, maar dit was nie 'n supplier of enigiets, dit was net 'n ou wat in die dorp goed gemaak het. En hy sê vir my nee, hy gebruik nie die materiaal, dis nou soos 'n gewone tent ripstop, en so ek sê hoor hierso, dis nou nie wat ek in gedagte het nie, dit is nie waar ek wil wees nie. En hy sê ja, maar jy was 'n ander ou wat sulke Pakistani materiaal verkoop. Okay. Ek sê hy sê maar dis gemors. Ek sê Pakistani materiaal, maar dis gemors. Okay, maar doen 'n sample. Nee, hy het 'n sample, hier is 'n sample. En hy wys my en dis die perfekte materiaal wat ek soek. Soos randomly net die eerste shop waarby ek instap, is dit die perfekte materiaal waarvoor ek soek. En ek sê vir hom, maar wie het hierdie goed? Nee, dit is 'n rep gewees. Hy sal nie die rep se naam onthou nie. En hy sniffel toe en hy kry toe actually die plek se naam wat dit verkoop. En ek bel die plek en hulle sê vir my, okay, dis die prys. Ek sê, hoorie, maar ek het nou nie baie geld nie. Ek het nou net die 11 of 15.000 rand wat ek van my goed af... Covers wat wat jy nou gespaar het. wat ek, ja, en hulle sê, okay, nee, maar sweet, ek kan dit per meter koop. En ek gaan toe, hy sê vir my, hoorie, 4 meter se materiaal gaan dit doen. Ek sê, great. Right job ek toe. Materiaal, die arbeid so intoe is, die petrol so intoe is amper meer as die materiaal. Maar ons ry, ons gaan kry dit daar, ons kom terug, ons maak die eerste stel. Ons het nie 'n masjien gehad nie. Ons het 'n masjien gehuur vir 'n dag in die lokasie. Ek het daar ingery, goed gaan gee en ons het die middag het uit die stel gaan kry en gefit. En nie perfek nie, maar ek kom toe agter, okay, maar daar's
Naby genoeg. naby genoeg. Jou siening is op pad. Ons maak dit nice, maar ook nie met die idee van 'n besigheid begin daai uit nie. En ek en my chommy het toe daaroor gepraat en die kant toe en daai kant toe. Hy sê okay, maar ons het eintlik saam, ek het vir hom gesê ek wil graag die besigheid begin. Ons het so half saam gepraat. So ek en 'n vriend het saam die besigheid begin. Ek het dit nie alleen begin nie. En hy sê okay, maar kom ons koop 'n masjien. En ek dink hy het nog vir die masjien betaal as ek 100% seker is. En hy betaal toe vir die masjien, so letterlik een werker, een masjien, hy sny, hy stik, hy doen alles. En daar kom toe actually 'n bestelling of 2 in. Van familie Maar van af. vriende wat dit maar so gesien het. Absoluut vriende en Okay. familie wat toe nou sê hoor hierso, dinge lyk goed, dinge lyk mooi. En ons het toe 'n masjien, ons kap hom toe en ons kom toe agter maar jy's dit vat 'n ruk vir 'n ou om 'n stel seatcovers te sny en te maak en alles te doen. Hulle sê okay, kom ons spring en ons maak meer, maar vandag een af het daai idee in my kop vasgesteek van ons moet die leer integreer met die seatcover. Dit was soos, en dit was al gedoen, maar dit was nie baie gedoen nie. En ons het toe ek het toe daai gevoel en ek sê vir die mense, jy weet wat ek nou hoor, want ek praat toe nou maar in die dorp, daar's nie eintlik ander, hierdie mense maak klere en hulle maak sulke goed. En ek sê vir hulle, hoorie maar dis die plan en hulle sê yes, leer gaan nie werk nie. No good, dit gaan nie wees nie. Ek sê vir hulle maar ek dink dit gaan werk. En toe ek vermoed as gevolg van daai mense wat gesê het gaan nie werk, het ons eers vir die eerste ruk lank nie leer gebruik nie. Ons het net canvas gebruik. En ons het toe om van daar af, toe spring ons. Toe stel ek nog 3 mense aan en ek koop nog 3 masjiene. Ons het letterlik die dubbel Dit was 'n redelike sprong geweest. En toe soek ons werk, maar toe is ons daarom 2. So hy was bietjie beter in bemarking as ek. So hy het werk gesoek en so. En dit gaan toe goed vir die eerste maand of 2 en toe sê hy vir my, hoorie, ek dink nie die partnership ding gaan heeltemal vir ons werk nie. En toe koop ek hom uit die besigheid uit. So letterlik, ek dink voor ons het die besigheid in Junie begin en ek het hom uitgekoop voor my pa het my nog gehelp met die geld. Voor November was hy gone geweest. Hy toe nou, ons is nog steeds vriende, maar hy is niks met die besigheid. Hy het net nie belangstelling gehad op daai stadium ja, dit nou. Ek dink hy het ander belange gehad eerder, ja. En toe het ons in daai jaar van Desember het ons 'n redelike terugslag gehad met werkers wat daar meningsverskille was en ons het toe nou van die werkers verloor. Maar ekskuus, hoeveel mense was julle toe op daai stadium? Hoeveel werkers in totaal? Ons was 4. So O. ek was die 5de een. Nee, ons was 6. Daar was nog 'n ou gewees wat net vir ons soos odd jobs gedoen, 'n bietjie skoon gemaak het. So dat bietjie en mense bygekom intussen. Ja, nee, eintlik dis die 4 ouens wat kon stik en sny en dan net een ou wat daai Skoonmaak goed gedoen algemeen. en ek het alles So anders jy was gedoen. maar basies op die pad uit en dan die besigheid gaan soek en gaan kyk waar nie kan baie, dit ons het, ek moet sê ons was geseënd geweest. Besigheid na ons toe gekom. Ek is nie van nature 'n bemarker nie. So dit was 'n swaar gedeelte en wat toe gebeur het, toe die vriend my los, toe gaan die bemarkingsgedeelte erg agteruit oor dat ek nie baie lief was op daai stadium nog voor nie. En ons het toe toe ons Desember toe. toe het ons vriende gemaak met 'n dealer principal in die dorp wat vir ons bitter baie beteken het op daai stadium. Maar hy het ons letterlik het gelewe uit sy garage uit. Hy het vir ons seatcover werk gegee. Hy het vir ons enige letterlik ek onthou eendag was 'n baie snaakse gesprek dat hy vir my gesê hoor hierso jy sê om te gaan bemark. Jy gaan nie uit een garage uit 'n lewe gemaak het nie. En so hy het ons toe baie mooi gehelp. So ons het toe wat ons toe vir hulle gedoen het op daai stadium is ons het vir hulle 'n bietjie banke oorgetrek, nie net vir hulle nie, om vir ander mense ook bietjie banke oorgetrek. Ons het leer seats gedoen binne karre, soos as jy nou daai tyd was hulle die Rangers verkoop vir soos 360,000 vir 'n double cab. En dan het hy materiaal seats ingehaat en dan sê mense soos yes maar. Dit was daai tyd vir die Raptors, daai Raptor bakkies en so ook gehad. Maar jy het op daai stadium dit gerebolster. Rebolster. Okay. Né? So in vol leer gerebolster. Great gewees, lekker gewees, ons het hom gekap. Ek het nog altyd 'n liefde vir goed mooi maak en so. So ons het dit gedoen, ons het dit baie geniet.
En ons het so aangekarring, ek sal sê omtrent tot Junie van die volgende jaar. Okay, maar toe het ons nou die werkers diskussie gehad. En so daai Januarie toe loop ek weer in met 2 werkers. So net Okay, so 2 dis ouens. amper weer back to Dit square is one. amper weer back to square one. En ons het toe nou van daar af, ek sal sê die mense wat ons daar by gekry het ons nog nie veel van verloor nie. Ek dink ons het 1 werker verloor, die res bly by ons, happy. So van daai ouens werk al letterlik 10 jaar lank. Vir ons. So uit as wat die So besigheid is. jy's basies. van die begin span af is daar nog steeds mense wat tans daar is. Meeste. Okay. Die aanvanklike ou wat ons mee by die Mampoer situasie, hy het ons verlaat. Hy het persoonlike probleme gehad wat dit moeilik gemaak het om met hom saam te werk. Maar andersins is die span nog daar. Ons probeer 'n goeie verhouding te bou met die werkers, want op die einde van die dag het mens vroeg in die besigheid besef hulle is wat die besigheid maak. Jy kan self net soveel doen, jy kan nie veel meer doen nie. As jy nie gaan hande hê nie en jou hande, dit gaan nie oor net hande hê nie, jy moet hande hê wat jou positief gesind is. Okay, ja. Want as hulle jou nie positief gesind is nie, gaan jy nêrens nie. Ek dink dis nogal waar dit inkom van die Takes a Village ook. Ja. Dis nogal Dit maak sin, ja. Ja, nee, so ons het baie families wat vir ons werk, soos dis baie keer moeilik want nou, jy weet, dis een familie, nou jy die neef, die niggie, die boetie, die sussie, die ma, die pa, almal oom en die daar. tannie, Ja, alles Ja, almal. so dis half 'n ondersteunings Dis 'n ondersteunings systeem. netwerk. Ja. So ons het baie van dit wat vir ons moeilikheid ook saamgee, maar ons weet wat ons het. Ons het mense wat opdaag, mense wat die werk doen. Ja. En wat wil werk. Okay. So buiten dit met die begin van die besigheid en so aan, jou eerste uitdagings, wat was jou eerste groot uitdaging rondom die besigheid en sal jy sê daar was al 'n oomblik wat jy gevoel het jy wil opgee wat dit so erg geraak het of daarom nou nog nie so ver gegaan het? So in die eerste jaar van die besigheid het ons gesit in 'n situasie waar iemand iewerster in die nag gekom het en al ons masjiene gechip het. Al die motherboards uitgebrand het, so van ons 4 masjiene sit ons toe met 0 masjiene. Nou dis 'n bietjie lank terug, ek kan nie onthou wat ek gedoen het nie, maar ons het daar het 'n plan gemaak. Ja, daai kan nou nog wel 'n terugset wees, nê. Ons het 'n plan gemaak. Toe daarna die werkers wat ons nou weer van voor af moet begin. So ons werk baie sag met ons werkers. Ons hanteer ons werkers regtig so mooi as wat ons kan. Oor soos ek gesê het, ons besef het jou werkers is jou alles. So daai tyd het definitief dit meegebring van as jy besef, jy's maar ek het werk, maar ek het nie ouens om die werk te doen nie. Ja. So ons probeer werklik waar ons werkers op die hande te dra. En toe het ons in latere jare het ons 'n werker gekry, baie goeie werker. Hy het alle eer aan hom, hy het regtig ons besigheid vorentoe gedruk. Hy het baie talent in sy hande gehad, né? En hy het ons op die pad gesit waar ons heilig ons patrone neem. Het hy vir ons gesit en hy het ook die fitment, jy weet, kyk in ons besigheid is fitment 'n ongelooflike belangrike ding. So Dan is die look van die uiteinde. So jy kan letterlik maak net wat jy wil, né? As daai ding nie reg gefit is nie, kan jy hom so mooi stuk as wat jy wil. Dit help nie. En ons het toe die werker het ons baie op gesteun. En hy het toe persoonlike probleme en ek sê toe vir die werker, weet jy wat? Jy het persoonlike probleme by die huis, maar ek kort jou, né? Sal jy terugkom, want hy was toe weg gewees oor iets in die, ek weet nie, familie goed, né? En hy sê dis reg, hy sal kom as hy in die shop kan kom bly. En ek is soos, ek het jou nodig, ons doen dit. Daai jaar Januarie kom hy in, vat elke liewe een van ons masjiene, ons het nie 'n kompressor gehad nie, hy het selfs die radio gevat. Al die materiale, alles gevat, gelaai op 'n bakkie en hy stuur toe die middag vir my SMS en sê hoor so, hy hoop nou ek het my les geleer. So ons is al daar's redelik al baie gebeur wat eintlik ons is al deur taaf tye, ja. Ek het
in my eerste jaar het ek forensies rekenmeester geswat en toe het ek dit was vir my te veel geweest. Ek dink ek's te dom daarvoor. En ons het toe het ek afgeskaal in my tweede semester na finansiële rekenmeester toe. Ek het dit klaar gemaak. Ek het geswaat dit tot die einde toe, so ek het die besigheid letterlik, ek was die sekretaresse en die koerier en ek was alles gewees en ek was nog 'n student gewees op daai stadium. So ek het dit klaar gemaak en toe het ons aan die einde van ons derde jaar gekom en per poks honeerskering gekry. So aanvanklik het ek nie gedink ek gaan my honeers gaan doen nie. Ek gedink ek gaan my graad doen, maar ek wou nie my graad gedoen het nie. My ouers het vir my gesê, hulle wil baie graag hê ek moet 'n graad hê. En ek het toe die graad gedoen en toe besef ek maar okay, my punt is van so aard ek kan my honeers gaan doen en dan jy weet as mens nou in daai fase van die besigheid trek dan weet jy al hoe swaar besigheid kan wees as hy lus het om te wees. En toe doen ek my honeers, maar ek is toe positief vir die honeers gewees want dan is dit soos ek gaan nou 'n werk kry en dan het ek nou bietjie hierdie spanninge, alhoewel ek my hele lewe lank 'n besigheidsman wees, dan het ek nou hierdie spanninge van my rug af. Doen dit en ek doen toe aansoek in my Juniejaar vir vakansiewerk by Ellen Gray. Sit my CV bymekaar, ek is soos yes, maar wie anders sal hulle nou vir hierdie vakansiewerk aanstel? Ek bedoel, ek sit met 'n graad besig om my tweede graad te kry en ek het letterlik 3 jaar se harde werkservaring. Ek bedoel, dit was ek kan vir eerlik sê dit was solid werkservaring. Ek is soos daar's nie 'n manier dat hulle my afkeer nie. Wie anders gaan hulle wie gaan hulle aanstel? En hulle is net soos reply. Baie ander mense. Hulle reply nie eers nie. 0 replies. Ja. En dit was vir my absoluut net 'n teken. My pa het altyd gepraat van deure wat vir jou oopgaan en deure wat vir jou toegaan en ek was net oortuig hierdie was 'n deur wat vir my toe gegaan het. Ek stel nie belang, ek gaan nie vir iemand werk nie. Ek gaan vir myself werk. En ons het hom toe van daar af gevat en gegroei. En nie maklik nie, maar ons het hom gegroei. Ja, nee, dit klink vir my of jy nou 'n redelike paadjie gestap het. Aan die ander kant, ons kan dalk vir jou 'n paar vrae vra. Sê vir my, as jy van jou oogpunt af, lesse wat jy nou al geleer het deur die tyd, wat is die belangrikste lesse wat jy nou al geleer het in hierdie besigheid? Ek is nog glad nie so lank daar nie. Ek dink dis nou eers die 3de jaar, nee my liefde. Ja, 3de jaar wat ek daar is. En eerste jaar vandat ek voltyds ingeskakel het. So wat vir my ongelooflike groot leerskool was, is om saam met die mense te werk, soos die werkers en die werksmag, om tussen hulle te kan sit en saam met hulle te werk en te sien hoe hulle inspirerend is om hulle soos gemotiveerd hulle is om hulle werk vorentoe te vat. Okay, ja. So soos jy sê, dit is maar families, daai tipe van goed. So dis maar wat Beestam ook is. Dit as ek dit reg het, Beestam bring mense nader. Dit is maar hulle is daar vir een rede en hulle weet hulle is daar vir hulle kinders en hulle is daar vir hulle ouers en so. Okay. Ja, dis mooi om te sien. Dis mooi om hulle werksetiek te sien. Ja, en dan weet jy die kwaliteit van die werk is ook uitstekend en ou kan nie. Ja, die ding is dit bly handearbeid. So foute gaan jy altyd kry want 'n mens maak foute. Maar ons probeer soveel as moontlik maatreëls in plek stel. Okay. Wat ons beskerm teen daai foute want 'n mens se naam gaan saam en jy verstaan 'n kliënt kom by jou aan en sê weet jy wat, ek het van jou hier gehoor en ek het van jou daar gehoor en mens betaal ook 'n premie om 'n stel Beestam seatcovers op te sit, né? Maar jy betaal soveel meer as net vir die seatcover self. Jy betaal vir die ou agter dit en jy betaal vir dit wat jy vir jou kinders gaan agterlaat. Ons is 11 jaar in besigheid. Vir 11 jaar gaan dit goed. Ons gaan goed aan. Ons kom op skoue, dan 'n skou ontbloot jou baie. Jy staan op 'n skou en daar kan 'n ou wat 10 jaar terug by ons stel seatcovers opgesit het by 'n opdaag en sê hoor hierso 10 jaar terug dis tyd om te upgrade of daai tipe of 10 jaar terug het jy nonsens gemaak in my bakkie, né? Ja, so jy ontbloot jou so elke keer voor 'n skou is ek maar 'n bietjie op my senuwees. Wie gaan opdaag en stel vir stel, ons was laas jaar by 'n skou gewees, kom die kliënt na ons toe reguit sê vir ons, hoorie meneer, ek gaan vir jou eerlik wees, jy maak goed te sterk. Hierdie gaan nou op my 4de cruiser.
jy gaan nie geld maak as jy aangaan met hierdie kwaliteit nie. Okay, ja, so hy het sy voordele en sy nadele, nê. Dit was 'n goeie klagte. Maar ek kan sê dit is want is 'n groot kuns om 'n so stel te maak, want ek meen veral by julle dit is elke stel word met die hand gemaak. So elke stel is eintlik uniek op sy eie manier. Ja, Dit definitief. Ek moet sê dis nogal iets wat toe ek die eerste keer by jou is te gaan kuier het en ons nou deur die fabriek gestap het, buiten vir die hoeveelheid keer wat ek gesê het, "Hello, I'm good, thanks and you," was ek regtig net in 'n absolute verbasing oor daai mense se vaardighede wat hulle het met hulle hande, want Ja, kyk, dis ongelooflike vakmanskap. Ja, Die mense dink is maklik om seatcovers te maak. Dit is die algemene tendens in die mark is easy. Dit is maklik. Elke ou, jy gaan koop 'n naaldwerkmasjien en jy kap hom. Dis so maklik nie. Nee, kan nie. Nee, nie so maklik om op volume die regte kwaliteit uit te stoot en soos ek gesê het, daar spring moeilikheid uit. Dit is nie maar ons staan pa vir ons moeilikheid. Ons sê ons aanvaar dit as ons moeilikheid. Ons vervang graag gestel. Ons probeer so ver as wat ons kan. Die kliënt te akkommodeer. Okay. En sê my, is daar enigiets wat jy as jy nou vandag sou terugdink wat jy nou anders sou gedoen het as jy oorbegin het, of is jy eintlik al veel tevrede met hoe jou situasie is? Ek dink mense pad loop soos hy moet loop, hè. Okay. Dit is soos ek sê, ons is bitter geseënd om die groei te gesien het wat ons in 11 jaar se tyd gesien het. Dis nie baie mense wat dit sien nie, hoor. Daar's bitter min mense wat daai groei sien in 'n besigheid. Ons het ongelooflike goeie groei gehad. So ek sal sê ons goed is. Ek dink die een ding wat ons kan sê wat ek sal sê ek definitief aan sal bietjie meer moeite gedoen het is bemarking. Ek het altyd gevoel ek moet die produk verbeter, né? Maar jy moet op 'n punt kom om te sê, weet jy wat, die produk is nou reg, né? Hy is onverbeterlik. Dis nou tyd om te bemark. En ek het baie keer kom ek nie by daai punt uit nie. So ons is nou besig om 'n paar stappe te neem om by daai plek uit te kom wat ons dit regtig vergemaklik vir die kliënt om 'n stel op te sit. Ja, ek het ook so ruk terug wat ek met iemand te doen gehad wat vir my gesê het, luister, wat jou gebring het tot waar jy vandag is, gaan jou nie bring tot waar jy môre wil wees nie. So dis maar waar daai verandering dan nou Presies. Nodig is, ja. Sê vir my, enige raad vir nuwe entrepreneurs? Het jy enige raad vir hulle? Ek dink as entrepreneurskap is moeilik. Daar's baie al gesê oor entrepreneurskap en dis of vir jou of is nie vir jou nie. Jy moet maar lief wees vir die risiko, né? As jy moet kan survive met die feit dat daar moet vandag werk inkom om vandag se lone te kan betaal. So met ons werksmag is jou salaris 'n astronomiese som geld wat uitgaan elke maand en ek bedoel daai is 'n vaste koste. Dit is onveranderlike of kan jy sê. Ja. Dit raak net meer. Dis vir my altyd die vreemdste ding in die wêreld dat mense sê hoorie man, nou het ons daai mense ingekry vir tydelik en daai ou kan nie vir tydelik daar wees nie. Hy verwag van jou om 'n lewe te maak. Sy kinders gaan nie ewe skielik volgende maand weggaan as jy besluit die werk is op nie. Daai ou is by jou, jy moet hom oppas. Jy moet sorg dat daar werk inkom dat hy kan sy kant bring, dat jy jou kant kan bring. So entrepreneurskap is moeilik. Dit is baie belonend, maar dis moeilik. Jy moet 'n visie hê en die heel belangrikste ding is jy moet iets anderster kan bied as die volgende ou. Prys alleen kan nie 'n faktor wees nie. Okay. Jy moet daai edge hê. Ja, kyk, jy raai iets nodig wat jou produk anders maak as die ander produkte. Presies. En dit kan iets so eenvoudig wees soos yes, ek is in Potch, né? Ons het vir jare lank net uit Potch uitgelewe. Dat ons nie gekoerieer het of enigiets nie, maar ons edge was ons was in Potch. En dit het ons gedra om tot op 'n sekere vlak te kom, om dan daarna te kan sê, weet jy wat, ons is nou op hierdie vlak, kom ons kry nou 'n ander edge wat ons die land kan gee. So dit was ons stappe gewees. Okay. Ek vermoed ons het nie 'n pakkie gekoerieer nie vir amper 2 jaar. Tjoe. Wat het jy gedoen? Van net vir Fitments en Potch? Fitments en Potch.
En toe later toe nou maar met daai Maar die- okay, maar ek kan by jou kom fit dalk of as jy dit wil hê, dan Ja. moet ek dit vir jou stuur. Ja. So ons beginnings was humble. Dit was regtig humble geweest. Ons het 1 kar garage, toe 2 kar garage, toe 3 kar garage, toe 6 kar garage. Dis humble, hè. Okay. Dit is nie Ja, Ek soos jy sê. steeds, as jy Stefan val ek jou in die rede, ek dink dis steeds waar mens is, want die besef is nog steeds daar dat sonder die werkers jy regtig nie moontlikheid het van al hierdie ander goed nie. Dit is definitief. Nou het by dit gekom enige soos met jou klante ervarings, is daar enige snaakse dinge wat gebeur het in die tyd van toe tot nou wat jy voel snaakse vrae, snaakse goed wat kliënte wou gehad het, idees, daai tipe van goeters? Ja, so ons het sodra jy met mense werk, jy gaan altyd stalkie. daar gaan altyd 'n stalkie wees. Almal kan ek nie meer onthou nie, maar ek onthou baie goed ons was in een plek gewees en ons het toe dit was 'n stoor wat my pa vir ons gegee het, né? En die stoor het nie 'n toilet gehad nie. So aanvanklik het die werkers in dapper stapper afgegaan na die naaste garage toe. En toe sê ek, okay nee, maar ons kort nou 'n toilet. Dis nou Die besef is ouens, daar. ons sal nou moet op ons budget geld eenkant sit, hier kort 'n toilet. Yes, en ons het daarso 'n plan gemaak vir 'n toilet. Ons het 'n muurtjie gebou, ons het die toilet ingesit en dis die geld op. Finish, né? En net voor die dak gekom het. Nee. Né? Ja, dit klink pret. So die dak was toe nou nie op gewees nie. En ons het dit was ons tweede groot skou gewees. En die kliënt kom van Joburg af en jy weet mense sit maar 'n show op as jy by 'n skou kom, jy weet. Ek sê nie ons gee voor nie, maar die infrastruktuur wat ons by die skou getoon het in die stoor heeltemal opgematch nie. Ja. En die ou kom van Joburg af en parkeer die Discovery daarso en ons sit die stel seatcovers op en hy's more than happy met die seatcovers toe. Ek vermoed hy het dit steeds op. En hy sê hoorie man, nou moet hy gaan 'n draai loop. Ek is soos joh, wat 'n tipe draai moet jy loop vandag? Ja. Hy sê nee, hy moet gaan pee. Ek sê okay, daar is 'n toilet, maar Fasiliteite. maar sterkte, né? En hy is soos okay, dankie, né? En hy loop so intoe en dit begin reën. Né? En hy staan, hy sê ek kom uit, hy sê vir my baie dankie. Dit was daarom nie vuil nie. Ek sê yes, dankie tog, nie vuil nie. Hy sê maar dis die eerste keer in jare wat hy by 'n toilet gestaan het en nat gereën het. Ja, wel, as jy die beste van ons wil hê, Beesdam natuur, jy Ek het kon hom. net gesê dis liewe ek sê in plaas van ons sterretjies kom wys ons sterretjie wat kom. Ja, so hy het dit by ons kom opsit en hy het al van daar af weer 'n klomp stelle bestel en elke keer as ek hom by 'n skou sien en sê vir my, onthou jy daai toilet van jou en sê ek vir my staan nou nog daar, jy kan nou gaan as jy wil. Jy sien, daai's lekker. Dit is Ja. memories wat hy wil bou, wat saam met besigheid groei, verstaan, dit is Maar ons het ons groot key to sukses was. Ons het kliënte oorgewen met word of mouth. So die mense het gemaklik gevoel. Ek dink hulle het ingekoop in die droom. Want as ek die hoeveelheid name moet opnoem van rolspelers in die mark wat ons uit ons situasie uitgelig het en geglo het in ons en gesê het, weet jy wat, ek het nou so 'n kar, jy sê jy het nog nie daai kar gedoen nie, jy lyk onseker, maar weet jy wat, ek glo in jou droom, ek glo in jou. En ons dan die kar vir hom gemaak het en hy happy was en hy vir sy vriend vertel het. Ek kan dink aan 'n paar besigheidsmanne in Potch wat regtig ek wil sê hulle het regtig ek onthou toe ons met ons legacy toe ons nou ons eerste keer leer ingesit het. Toe sê ek soos okay, yes ouens, leer is diere. Dit is nie ons gaan nie speel met leer nie. Ons ja, en om die regte leer te kry natuurlik. Ons het ek het toe die regte leer gekry en ek sit toe 'n patch op. Maar soos 'n ronde net so groot patch wat ek opsit. Waar op die rugste? Nee, op die sitplek, né? En net so want leer is duur, né? Okay, so minimaal Ons sit so patchy op teen die rug, né? En die ouens kom na my en sê hoor hierso, great, plan is goed,
maar ons soek nie so patchy leer nie, né? En hulle is dus ook ons soek so patch leer. En ek sit toe vir die volgende ou so patch leer op, so toe 'n hele pand leer op, né? Okay. Hy is toe happy. En die volgende ou kom aan en hy sê hoorie maar die ding moet simmetries wees. Albei kante moet dieselfde lyk. En toe sit nou nie die pand nie, maar die pand ook, né? En die volgende ou kom aan en hy sê maar okay, goed, maar daai dingetjie patchy bo kan dan gewerk word. Ek wil graag dat daar 'n Land Cruiser op staan. Ek sê okay, dit gaan kos, maar ons kan dit doen en ek maak toe die boonste gedeelte soos ons Legacy Plus heilig is, né? Maak ek toe die volle ding leer. En dis letterlik waar ons Legacy Plus begin het. Hy was toe op daai stadium die Legacy genoem en ons het so ek kan nie alle eer vat vir die design van die Legacy Plus nie. Die kliënt het hom design, hè. Hy is 'n sameloop van omstandighede. Hy is 'n sameloop van omstandighede maar dis gewees. die ding, jy het vir die kliënte geluister, dit wat hulle wil hê offer en op die einde van die dag kry jy 'n uitstekende produk. En hy doen regtig, hy's ons oudste ene wat ons het op die stadium. Hy doen fantasties. Hy's vir 'n boer net wat jy soek. Hy het 'n stukkie leer op die sitplek, hy het 'n stukkie leer op die kant, jy weet. Nie 'n sirkelpand nie, net een kant Die nie. boere sukkel om stukkend te sit. En as hulle sukkel om stukkend te sit. Jy sien die ding is ons is gebore uit Potch, Ventersdorp, Botawil, Viljoenskroon. So die ouens in die stad sukkel om ons seatcovers stukkend te sit want ons het hulle getoets hierso tussen hierdie manne. Tussen die boere, so dat dit hard gewerk is daagliks in 105,000 op 'n cruiser, dan sien jy nou 'n cruiser daar 105,000 kilos op, maar dan is die seatcovers nog goed. Jy kan 'n mielieplant amper op hom, maar hy's nog mooi. Ons kry die kar was jammer. Ja, so die stadse ouens, hulle try, maar ek dink ons het al veel repairs van daai kant af gehad. Sou jy ook sê dit is 'n spesifieke kliënt wat aangetrek sal wees tot Beesdam sitplek oortrek sal 'n ou wat 'n spesifieke liefde het vir sy voertuig of ons kliënte is divers. Dis almal mense wat definitief 'n liefde het vir hulle voertuie. Dis rentmeesters, dis mense wat voel gawes is aan hulle uitgedeel om opgepas te word. Dis nie 'n vernielsigtige ou nie, né? Dis regtig dis 'n ou met volgens my met 'n tipe van 'n visie vir die toekoms. Okay. Hulle is, jy weet, ons het 'n snaakse ding die ander dag gehoor dat van 'n baie populêre kar aankoopdiens tot soveel as R15,000 ekstra gee vir 'n bakkie met 'n stel Beesdam seatcovers op. Ek kan nie sê of dit spesifieke stel Beesdam seatcovers op is of dit net seatcovers oor die algemeen is nie. Maar dit wys jou selfs die karhandelaars het agtergekom 'n kliënt wat 'n seatcover opsit. Ja, hy wil hom het 'n sekere uitkyk oor sy voertuig. Okay. En dit beteken jou herverkoopwaarde op daai voertuig is net baie beter. Ja, wel, dit maak sin want ek meen as ek nie regtig worry oor my voertuig nie, hoekom gaan ek daai geld gaan uithaal vir 'n oortreksel, verstaan? Dit is nie. Ja, en ek wil ook net inkom, dis my mooi om te sien. Dis nie net mense wat dalk vir hulle voertuig spesifiek nie, maar soos 'n vrou wat sien die liefde wat haar man het vir sy voertuig en dan wil sy deel in sy opgewondenheid oor die voertuig. So dan as sy seatcovers bestel of vir sy verjaarsdagpresent of 'n Kersfeespresent, die opgewondenheid en die opwinding en dis soos wow, dankie, die bewondering wat saam met dit gaan. Ja, ons kry baie mense wat hulle weet nie, hulle daag op 'n shop op sê, "Yes, my dogter het my nou die bestel" en oor dit ons op sosiale media ons beste probeer. Yes, maar dan kom jy ou aan en sê, "Jo, maar wat gaan ek kry hier vandag?" Jy weet, en dan die tevredenheid, jy weet, dit is 'n familieoomblik kan ek amper al sê. Ja, definitief. Dis 'n familieoomblik. Dis baie mooi oomblikke, hoor. Ek kan nogal dink veral nou die geskenk gedeelte. Ek meen en dis 'n maklike ding. Enige man hou van 'n oortreksel of 'n stuurwiel covertjie of die kleinste dingetjie kan die hart oorvloei, nê. Selfs vrouens ook. Ons het vir my ma vir Kersfees. Nee, dit was haar eerste verjaarsdag. Toe ons vir African seatcovers gegee vir Fortuner.
en sy het gehuil daaroor. Sy huil nou nog as ek daaraan yes. dink. Ja, jy sien, dis 'n mooi oomblikke, nee. Ja. Sê vir my 'n bietjie tussen julle twee, ek weet nie wat een van julle wil nou antwoord nie, maar julle toekomsplanne vir Beesdam. Wat hou die toekoms vir julle in? In my opinie is Beesdam ek is altyd so bang om in 'n gat te trap waar ons prys te hoog raak en ons kwaliteit agteruit gaan en dan nou ek het geen issue daarmee as Beesdam toemaak nie. Né? Ek het 'n issue daarmee as Beesdam toemaak as gevolg van my bestuur. So dis 'n heilige vrees wat ek het, né? So ek voel ons moet aanhou evolve, ons moet aanhou vorentoe druk, ons moet onsself meer in die mense gesig te kry, né? Ons produk is goed. Ons kan 'n diens lewer vir die mense, maar ek dink nie almal weet van ons nie. Ek dink ons kan nog baie voetwerk uit. En dan natuurlik nuwe produkte. Ek sal nie sê in die luukse mark moet nog uitgebrei word, maar ons is redelik, ek dink daar's genoeg kompetisie nou in die luukse mark. Okay. Ja. So ons bou absoluut net uit op dit. Maar ek dink dis wat ook lekker is van die seatcovers, want dit is 'n luxe en dis 'n prakties. Ja. Dis is 'n hy skakel in by albei. Ja, Kyk, as jy 'n stel pros op jou 300 Land Cruiser sit, beloof ek jou, jy gaan nie jou original covers mis nie. Dit beloof ek jou. Ja, want jy so naas moontlik op die Pro is jy so naas moontlik aan 'n vol leerstel. Dit is maar redelik so naby soos wat hy gaan. Ja, jou En hy airvents beskerm nog steeds jou plek is wat jy wil hê hy moet. jou airvents is nog oop en in my opinie nou, ek is maar bietjie biased, maar is hy nog mooier as jy gewoon is. As die originals. Ja, vir my in my opinie. En jy kan jou eie voet afdruk op jou stel, soos Jy sit jou logo op, ons sit vir jou logo op, jy betaal 'n paar rand daarvoor. Jy kies jou kleur, jy kies jou garingkleur, jy weet, Jy maak dit persoonlik. daar's 'n heel klomp opsies, jy weet, en jy kan anders wees as jou buurman langs aan jou. Ek dink is dis wat dit ook lekker maak. Al ry hulle albei Fortuners. jy sien. Ja, jy sien. Die manne. Sê vir my, is daar enige produkte wat jy nou vorentoe nog aandink, aan kyk, uitbrei, daai tipe van ding? Of Ons is op jy die min stadium of van die meer- geveg fokus ons op bemarking. Ons moet Hoofgedagte. bietjie meer betrokke raak by die feeste, daai tipe van daai goeders, tipe van of- goed. Yes, Okay. net so. Dit is die vir ons nou op die stadium van die geveg die toekoms. 100%. Daar's hy julle, so daar het julle dit Beesdam van die begin tot omtrent die einde. Volg ons en kyk uit vir die volgende episode. Ons waardeer.